Sien daar swart rooibokke ook daar tussenin. Dankie. Wauw, hier is die sitkamer. Dit is mooi groot en indrukwekkend. As jy instap, is dit wat jy sien. Baie netjies 'n bed. Ja, ek dink is baie oulik, baie mooi. Ag, is heel cozy, is heel cool, is mooi. Baie oulik. Ja. Dis weer daai die slaapkamer van die ander vensterkant af. Kyk, hierso is 'n dam met 'n uitkykpunt. Daar is die uitkykpunt daar. Ja, hier is die kameelperd. Die meeste baie mooi groot bome hierso is hierdie majestueuse tamboti bome. Dit is nou pragtige tamboti bome. So ek wil net vir julle hierdie majestueuse ou harde kool wys. Ja, dankie. Kyk, die plaas lê teen hierdie teerpad, lekker vinnige toegang. Ons inry hier op die plaas, sommer die eerste ding sien ek 'n slagplek. Ry hier so deur en hierdie lyk soos werkershuise. En hier sien ek voertuie. Ja. Daar sien ek ook 'n huis. Sal dalk weer daar ry. Hier gaan ons nou sommer reg by die ingang van die plaas en dan gaan ons nou hier in die plaas in. Kyk, ons ry nou in. Sien hierso is 'n bietjie ontbosting gedoen. Hierdie is die ander kant. Hier ry ons langs 'n wildtuining. Dit lyk soos 'n grensdraad. Jy kan sien hy's al oud, maar hy's nog baie effektief. Dalk sal ek nou stop en in meer detail kyk. As 'n mens inry hierso is dit 'n bietjie, dit is al bietjie klipperige terrein en hy's hierso uitgesement die paadjie om dit makliker te maak. Tamboti woud hierso, soos ons hier inry. Tamboti bome. Daar is nog steeds die grensdraad. My goeie, loyale, getroue metgestel en bestuurder, voertuigbestuurder, drywer en petroleum. Het ons nou weggedraai van die draad af in die veld in. Nou op pad na ons oornagplek. Hier is rooibokke. Stop 'n bietjie professor dat ek weer inzoom op hulle. Stop. Sien daar swart rooibokke ook daar tussenin. Dankie. Golvende terrein, daar agter is 'n berg. Maar die gedeelte van die pad af tot by die berg is sulke golvende veld. Die pad is daar nie te klipperig nie, mense kry hom gery. En is mooi, hierso is nou weer rooibos. Hierdie is 'n rosyntjie bosse. Sal nou seker kans kry vir veldontleding in Swaan. Hierdie is marula boom wat hier staan. Mooi soet bosveld, maar nie gelyk soet bosveld nie, golvende soet bosveld. Hier kom ons by so weggesteepte tent. Ons ry nog eers by hom verby, lyk my ons gaan na 'n ander ene toe. Hier sien ek nog so weggesteekte tent. Lyk interessant. Nog sulke tent chalets, effekke.
Hier is ons by die hoofkamp waar ek en professor thuis gaan vanaand. Maar ek sal hom later volledig afneem. Ons gaan eers gou 'n draairy in die veld. Daar's hy. Ons is nou met ons gasheer se Land Rover in die veld in. So goue draairy. Ek sien hierdie byvoorbeeld hardekool. Hardekool, rooibos, huilbos. So nou 'n veldontleding doen. Die plaasbestuurder sê vir my hulle doen net boogjag op hierdie plaas. So dis dalk ook hoekom ons daai rooibokke so lekker gesien het nou. Wild is nie verwilderd gejag nie. Hulle het baie gejag die winter boogjag. So goeie ding. Wees slim. Skryf in. Hierdie is die sekondêre kamp. Dis nie waar ons ingeboek is nie. Ons het nou gery en nou het ons hier kom stilhou. So hier is 4 sulke tente. En hulle het 'n ablisieblok daarso. En daarso is maar net parkering vir voertuie en so. En dan is daar nog 2 tente na die ander kant toe. So kom ons stap het bietjie hier deur, ons kyk wat sien ons hierso. Ek neem nou net hierdie badkamer op, net dat julle die tortelduif kan hoor koer. So dit is die ablisie vir die tente. Dit is nie Eskom krag hier nie, alles is sonpanele en gas. Kom ons stap net sommer gou hier, so is nou die stortkant van die ablisiebblok. So hy lyk. So is 'n plek wat jy kan sit as jy stort. Ok, so dit is die stortkant van die ablisiebblok. So is die toiletkant van die ablisiebblok. So hallo professor. En petroleum is saam met ons vandag. Hallo petroleum. Kyk, hierdie is dan die onthaalgebou of lapa noem mense dit ook. En die dek, pragtig hierso onder hierdie rotsvy. Kom ek wys net vir julle hoe lyk die dek self ook. Kroegie. En sien ek is 'n plekkie waar die wild dalk kan kom suip terwyl jy hier is. Hierdie is die boema, die vuurmaakplek en die kuierplek. Ja, ek dink is baie oulik, baie mooi. Wanneer 'n mens hier in die onthaalgebou instap, stap jy eers in die kombuisarea in. Hier is 'n bedientoonbank. Dan is hier 'n sitkamer gedeelte. En 'n mooi interessante lig gedoente wat hulle hier het. En ja, afwerking is net mooi sement. Daar is 'n mat, losmat en so aan. En baie goed, baie netjies, baie mooi. Ok. Daar is die voertuigafdakke. Voertuigafdakke van so 'n bietjie van nader. Hier is die sonpanele. Heel indrukwekkend. Ok, hierdie container is gesluit. Ek gaan nou nie daar sukkel nie. Dit is maar net parkeerplek vir voertuie. Daar is soos 'n deur, so ek vermoed daar gaan 'n stoorkamertjie of 'n ding daar wees, maar ek gaan nou nie eers daarmee sukkel nie. Gaan gou kyk hoe lyk die tente en so aan. Oue 360 hierso, so daar is die dekgedeelte en die chalet gedeelte. Of ek bedoel die onthaalgebou gedeelte.
net 'n 360. Dan hierso is nou een van die 4 tente. En dan hierso is 'n buite bosstort. Daar is die karafdakke. En kom ons, as ons nader stap na hierdie stort. Kyk, die tente het nie badkamers nie, so hulle. Hierdie storte en goed is die ablusie. So jy stap hier in. En ag, heel oulik, lekker bos. Hier is die stort. En hier is die wasbak. Hier weggesteek agter die boom. Baie oulik. Okay. Kyk, hierso is seile so. Right, hierso is ook 'n meer 'n opwasgedeelte hierdie. Skorrelgoed was. Kom ons kyk gou hoe lyk die tente. Professor nou vir ons 'n tent oopgemaak. So kom ons kyk hoe lyk dit binne. Ek dink nie hier's 'n lig aanges. O, daar is darem 'n lig wat brand. Ag, is heel cozy, is heel cool, is mooi. Daar oulik. Ja. Petroleum. Die afwerking is 'n tent so. Seile. Hy staan op 'n sementblad. Ja, en dis dit. En dan as jy by die tent uitstap, is jy in die bos. Hy het so tent stoepie ook. Met ander woorde hierso, wat hy hierso so jy het 'n stoepie ook hierso waar jy buite kan sit. OK. Daar so is die toilet vir hierdie gedeelte. Ons was nou ver is die parkeergarages. Daar is die bosstort, die buitestort waar ek nou was. Die onthaalgebou is daar en die tente. Ek was nou in daai tent daar. Hier is nou nog 'n tent. Petroleum. En OK. Jy's hier lekker in die bos hoor. Kom ons gaan kyk net sommer gou daai toilet. Dan stap ons gou hier in die toilet en hy's ook maar so in 'n spiraal seeskulp spiraal kan jy dit maar noem. Lekker. Ja, dit is sementafwerking en dan het jy nou hier as jy op die toilet sit, het jy nou hierdie uitsig. Ja, OK. Ook net so met die seil. Ja, daar is so deurkykgat. OK, hier is nou nog 'n tent. Ek gaan hom nou nie ook deurstap nie. Ek gaan nou nie elke tent deurstap nie. Hy het ook sy stoepie en ook so lekker in die bos. Lekker atmosfeer. Baie mooi. Ek hou van wat ek sien hierso. O, het glasdeure. Kom ons gaan kyk gou daar binne sommer. As jy in hierdie tent instap, hy het meer beddens, is 'n groter tent. Is dit wat jy sien? Nou vir julle meer die afwerking en die dinge ook wys. So, hy is op 'n sementblad. Die ligte alles is son, hier's nie Eskom krag hierson nie, is alles sonpanele. En ja, dis baie mooi, baie oulik. Lekker bosgevoel. Ek hou regtig van wat ek sien hierson. Mooi. Hier is die ander 2 tente. Ek gaan dit maar net vinnig wys, ek gaan nie net in detail deurstap nie. Dit lyk maar in beginsel net soos al die ander. So, ja, mooi, hier is 'n marula boom hierdie. Baie mooi. En hier is hierdie tent. Ag, ek gaan nou nie eers oopmaak en so aan die. Dit is nou nie nodig nie. Hulle gaan maar soos die ander lyk. En daar is die ander ene. Ja, en dit is dus hoe dit lyk, is baie mooi. Is rarig, is 'n lekker gevoel hierso. Rarig, 'n lekker gevoel. OK, ons gaan gou na die eienaar se huis toe. Baie naby aan hierdie kamp.
Ek het altyd sommer met een hommeltuig rit gevang. So ons gaan gou. Ja, hier so is ons sommer al klaar daar. Kyk, ons gaan gou hier by die eienaarshuis gestop. Kom ons kyk gou hoe lyk dit hierso. Hier in. Daar so is 'n syping. So as dit dinge reg loop, kan jy dalk wild sien daarso. En gaan ons gou kyk hoe lyk dit hier binne. As ons hier om die hoek stap, dan is hier so sy eintlik sy hoofkuierplek en dinge. En hy het ook sy boema en so aan. Daar is die sypinkie en baie mooi uitsig hier so en so aan. Hallo. Hallo. Onthou julle nou weer wie is ek? Onthou julle nou weer wie is ek? Ek is Tjaka Erasmus, jou eerlike prokureur in die wildbedryf. Ek verkoop wildplase en ander eksotiese eiendomme vir kommissie. Teken in op hierdie kanaal en tinkel my. Ons stap nog steeds hierso. Hier af na die hoofhuis, die eienaarshuis se boema. So lekker tafeltjie hier onder 'n boom. Sy boemaatjie, kuierplek. In die bos. Baie lekker, in die bos. Die eienaarshuis, ons het ongelukkig nie 'n sleutel nie. So ek gaan sommer so deur die venster, hier sien ek 'n slaapkamer. So hy spieël weer kaatsglas so. Ek sal nie die kamera hier kan teenoor druk en iets afneem nie. Hierso kan ek daarom weer, as die kombuisgedeelte en so, neem dit nou so deur die venster. OK, dis wat ons hierso kan afneem, kry. Dis weer die slaapkamer van die ander vensterkant af. Hierdie interessante sampioenerige ding, wat op die dooie hout groei. Interessant. Ja, daar is nog eene. Ja, hy groei op die dooie tak. Daai sampioene is nie sag nie, is hard. Is 'n swam. OK.
gaan gou op pad na die boorgat toe. Hier sien ek 'n uitkykpunt by 'n dam. Ek gaan gou kyk wat gaan hier aan. Kyk, hierso is 'n dam met 'n uitkykpunt. Daar is die uitkykpunt daarso. Ek sal nou daar vir julle gaan wys. Daar het ons geparkeer. So hy het 'n wal hierso. En hy is hier lekker in die bos. Hierdie is hardekoolbome wat hierso staan. Ja, baie mooi hierso. Ok, hierso is die uitkykhuisie by die dam. Daar kan jy sien is 'n afvoerwatersloot waar die water afkom. En die water word wel hier ingepomp ook met die boorgat. Ek sal nou vir julle wys. Kyk, hierso is die pype waar die water inpomp. Ek sal nou die boorgat is net hierso, gaan dit nou vir julle wys. Hier kan 'n mens duidelik 'n lyn op die bome sien waar die hoogwatervlak van hierdie dam is. Al hierdie bome, kyk daai lyn, jy kan hom duidelik sien. Hy gaan vat daar in daai pote van die uitkyk. Ok. Hier is die boorgat. En die pype, hierdie water gaan ook op na die hoofhuis toe. En daai kamp daar naby die hoofhuis. En hierso is hulle sonpanele. En daarso is 'n pomp wat die water oppomp na die hoofhuis en die kamp daarso. En ja, hy het ook sonpanele bokant hom sien ek. En hierdie kragopwekker word getrek deur sonkrag. Dis nie 'n petrol ding nie. Daar is die batterye. So alles hier so hardloop mooi op sonkrag. Nou hier oor die walry. Vreeslike mooi bome hierso. Hier vreeslik baie tamboties en hierdie is 'n huilboom. Ek sal nou 'n bietjie 'n veldontleding doen. Kyk hierdie tamboties hierso. Is rooibokke hier voor ons. Gee pad hulle so bietjie. Hulle is daar 'n makkerig. Hier sien ek hulle staan. Ek gaan hulle gevang kry met die kamera. Daar is 'n ram wat ek daar sien. Ry nog so 'n bietjie. Ry nog so 'n bietjie. Daar vang ek hulle mooi. Nog. Ja, okay. Nou vir hulle. Ja, daar vang ek hulle mooi. En dis in die Rye-bos. Hier is die kameelperd. Hallo, ou groote. Hallo, ou groote. Ja, kyk hierdie mooi tamboties hierso. Wow. Goeiemiddag. Ek gaan gou net hier vinnig 'n veldontleding doen. Kom ons kyk. Eerstens, ek sien die grond, hier's baie grys klippe. Dit is 'n bergagtige plaas. Hier's baie gryserige klippe en so aan. As ons net eers kyk na die grasbedekking, dan kan 'n mens sien hier's baie wild. Jy sien dit aan die grasbedekking. Dis nou in die begin van die reenseisoen. Ons het nou letterlik vandag die eerste 5 mm gehad vir hierdie jaar. So die weiding sal nou weer begin groei. As ons net vinnig kyk wat se boomspesies ons hier, ek kan vir julle sê dis 100% soetveld. Hierdie is 'n doringboom, akasia. Mense sukkel om hulle uitmekaar te ken. Hierdie is, ek wil sê rosyntjie bos, maar ek is nie seker nie. Hierdie blaartjies, hy lyk vir my 'n bietjie vreemd. Hierdie is 'n, ek raai ook, sandolien. Hier's 'n sekelbossie, maar by die meeste baie mooi groot bome hierso
is hierdie majestueuse tambotiebome. Dit is nou pragtige tambotiebome. En kyk hierso, hoe staan dit van die tamboties hierso. En dan is die baie rooibos ook. Hier is nou bietjie, raak nou bietjie ver van die voertuig af. Professor sit daar op die voertuig met petroleum, maar hier is baie rooibos ook. Is 'n rooibosie. So, hierdie tamboties en die rooibosse is die wenners op hierdie plaas, hoor, vir al hierdie tamboties. Dis is 'n baie uitsonderlike boom, 'n baie stadige groeier, baie harde hout. Is mos hy wat die olie in die hout het. As jy vleis braai met hom, dan kan jy maagaandoenings kry. O ja, professor, daar's nog iets wat ek julle moet herinner. Ek is Tjaka Erasmus, jou eerlike prokureur in die wildbedryf. Ek verkoop wildplase en ander eksotiese eiendomme vir kommissie. Skryf in op hierdie kanaal en tingel my. Daar staan 'n kroeg in die pad met haar groot ore vir ons en kyk. Stap sy nou in die pad. En nou uit die voertuig uitgeklim. Daar gaan nog kudu's wees. Ek gaan so stap en kyk of hulle self wil wys. Ons is op safari. Ek wil net vir julle hierdie majestueuse ou harde kool wys. Hy is nie so massief groot nie, maar hy het afgebreek. Jy kan sien hy het afgebreek. Maar daar is nou jonger groei nou daar maar. Wauw, dis 'n ou boom hierdie hoor. Dis 'n ou boom hierdie. Majestueuse ou harde kool. Professor wil ook vir julle iets sê. Wees slim. Skryf in. En wil petroleum iets sê? Papa, dit is lekker hierso. Wat sê petroleum? Kyk hoe blou sit die wolke daar. Lekker donderwolk, donderreënwolke. Mooi houtformasie wat hierso is. Dis ook harde koolstompe hierdie. Baie mooi. Ek kan nie ophou om hierdie pragtige tamboties af te neem nie. Rarig. Kyk hierdie harde kool. Hierdie plek het die mooiste bome. Twee patryse wat beklei. Ek wou net nou die wildtuining afneem. Toevallig is nou twee patryse wat beklei. Ek gaan nou net dit 'n bietjie afneem. Kijk, dit is interessant. Hulle sien ons, maar hulle hou aan beklei. Ag, dit is interessant hoor. Wauw, dit is 'n baie rare sighting, want gewoonlik gaan die goed weghardloop as hulle jou gewaar. Hoe dikwels gaan jy twee patryse, hier is bospatryse, in die veld sien beklei, twee mannetjies. Dit is in die eerste instansie 'n baie rare waarneming, en dan doen hulle dit hier onder jou neus, hulle gee pad nie eers nie. Wauw, dit is nou baie interessant. Okay, maar ek gaan nou hulle ongelukkig moet opbreek, want ek gaan nou nie die hele fight afneem nie. En dis ronde nommer 1. Ronde nommer 1. Okay, ek gaan julle nou uitmekaar haal. Ek stap nou al nader aan hulle. Yes, ek is al amper op hulle.
Hulle steur hulle nie aan my. Kyk maar. Dit is rarige rare sighting, as ek dit so kan stel. Ek probeer nou foto's opneem van hulle terwyl hulle so mekaar skop. Probeer ek 'n foto neem. Wow. Ja, nog maar. Ek is nou so naby, ek kan hulle amper aan hulle raak. Die een wat hier skree, dan die ander een wat antwoord, is daar in die bos iewerster. En dis 10-1 sy wyfie. Want hy skree hier, so hier moet, dis 10-1 'n uitdaging hierso. Ek is nou al so naby aan hulle. Ek kan my hand uitsteek en aan hulle vat. Wow. Ja. Sy wyfie antwoord daar uit die bos uit die gister. Yes, like. Hulle vat mekaar ernstig op hoor. Ok, kom ek wys vir julle die wildtuining. Hier is die wildtuining en hy's hoog, wat 2.4 of wat? Hoog, so hoog, daar vlug die een nou. Wat het nou daar gebeur? Hier sit die ene en die ander een het gevlug, so lyk my die een het nou moed opgegee. Nou net terwyl ek afneem. Ok, maar, en dan onder, ek kan sien die drade is al geroes, maar hulle is nog sterk en stewig, as nie. Ou sal maar so mettertyd van die drade een moet begin vervang. Die droppers en die pale lyk nog goed. Hulle het maar almal 'n roeslaagie op. So ou gaan mettertyd daaraan moet begin aandag gee, maar vir nou nog 100% effektief. En ja, hier is ons weer eens hier tussen die pragtige tamboties. Hier is nou maar net so hoë bult op die plaas, waar hulle nou maar so bietjie voer uitsit en so, en dan het hulle ook 'n uitkykie hierso, waar jy nou maar bietjie kan sit en waarneem en so aan. Hier in die uitkyk in. Dit is heel netjies. Lekker gerieflik hierso. Bietjie sit en kyk wat hier aangaan. Ek sien hy skuif so oop. Daar is hy.
Ja, kun jy kom sit en kyk hier wat hier aangaan. Petroleum. Petroleum. We're on safari. Hier so ons nou weer by 'n uitkyk. En hier is nie water nie, is maar net voer en lekker en so aan. Kyk, hier word net boogjag gedoen op hierdie plaas. So, ek wil hier vir julle iets interessants wys en vertel. Ek wys net eers gou vir julle hoe lyk dit binne in die skuiling. Ek weet nog nie of hier lig is om aan te sit nie, maar is maar net. En is 'n steengeboude ding. So, en hy steen. En ja, so hier kan jy nou sit jou ding en doen hier so met jou pyl en boog. OK, wat ek vir julle moet wys en vertel is elke skuiling het so 'n kamera. En die kamera is gekoppel aan 'n app op jou selfoon. So jy kan in jou huis sit en kyk wat hier aangaan op jou app. Jy kan selfs in Pretoria sit. Jy kan die kameras mooi dop hou. OK. Hierso is die sonpaneeltjie vir die kamera. So ek moet dit net vir julle wys. Hier 6 sulke skuilings hier op hierdie plaas. Ek wil vir julle nou hier wys. Hier is ons nou byvoorbeeld binne in 'n Tamboti woud. En is besonder mooi en daar's interessante dinge wat ek vir julle wil vertel van Tamboti. Die een is Tamboti se hout binne is donker en dan het hy so geel rand, dis baie mooi. Tweedens, Tamboti is die hout wat die olie in het, so jy kan nie, as jy vleis braai met hom, hy maak 'n rookie wat vir jou maagwerkings kan gee as jy vleis braai daarmee, maar daai rookie werk vir muskiete. Die ou mense het dit spesiaal die Tamboti stompe gebrand om die muskiete bietjie weg te hou. Daar's nog interessante goed van Tamboti. Tamboti gooi sy blare af. Jy sal bitter min gras onder 'n Tamboti woud sien. Hy gooi sy blare af. Tamboti blare is giftig vir alles behalwe rooibok. Rooibok eet rooibokke is lief om stoot te wy in die Tamboti woude. Want hulle is die enigste wat Tamboti blare kan eet. Die ander hulle eet dit nie, want dit is giftig vir hulle. En die ander laaste interessante ding wat ek vir julle wil sê, maar kan dit nie nou vir julle wys nie, 'n sekere tyd van die jaar, dan lê die Tamboti pitte en dan spring hulle so. Hulle het 'n wurmpie in wat wil uitbreek. En dan spring, dan skiet die wurmpie aan die binnekant van die dop en dan spring die pitte so. As kinders het ons boksers gemaak van hulle. Ons het hulle op 'n bokskruitjie gesit en die een wat eerste uitspring is die sterkste, hy wen. En so. Ja, so Tamboti, baie interessante bome en hulle maak sulke woude. Maar petroleum. Petroleum. Hy sê. Wees slim, skryf in. So ons weer hier na die teerpad waar ons ingekom het en ek wys maar net vinnig, ek het van hierdie geboue afgeneem. Hierdie is nou die werkershuise. Hier is weer waar ons was by die ingang toe ons ingekom het. Hier so is 'n stoor en hierdie voertuie en so. Hier is ook jagtersakkommodasie hierso wat ek nou gou gaan afneem. OK, hierso is jagtersakkommodasie. So 6 kamers. Dit lyk goed. So stap. So hier onder teen die teerpad. Dis ons drie. Ons drietjies. Ek professor in petroleum.
Hier lyk soos die onthaal kroegie area. So is die kombuisrigheid. En dit is hoe dit lyk hierso. En dan is die kamers is nou daai kant toe. Hier by die kroeg. Kuierplek. Dan begin jy kamers kry. Nie nodig om in elke kamer in te stap nie. Gaan maar net so een van hulle. Sien hier's 'n yskassie en beddens, plafonne. Dan gaan ek net so 'n foto ook neem as hy en Professor en Petroleum. Die badkamer, wasbakke en storte. En wat is hier nog? Iewers met hier is die toilette. Okay. Right. Right. Die kragaansluiting hierso, hier onder teen die teerpad en binne in daai gebouetjie is 'n kragopwekker. Indrukwekkende masjien. Hy's toevallig aan op die oomblik want die krag uitgeskop. Daar is 'n vloer met 'n moerseklomp van daai rolle voer. Gaan nou nie al die moeite doen om so toe te stap nie. En dit is hier by die onderste kamp. Onderste jagkamp. Petroleum is daar. Hierso is ook sonpaneel installasies, maar jy is Eskom krag ook hierso. Ek gaan gou hier deurstap en net van hierdie los items vir julle wys wat ek hier sien, want dit is ook waarde in hierdie goed. Kyk net hierso. Wild. Ek dink hierdie gele is 'n viervegter, hierdie is 'n wild vervoer trok. Dan is hier so sleepwaens en goeters. Hierdie ander goed, rollers en wat. En hierso is 'n bossiekapper. En dan lê hier 'n klomp pale. Ek weet nie of dit iets werd is nog nie. Hierdie is 'n houtsaag. Hierdie lyk vir my soos 'n gedoente waarmee jy ontborsting doen, as ek daai lem so bekyk. En dan is, ja, hier is ook nog bossiekappers. En hier is allerlei goeters. Daai ding dink ek weet jy tel hooibale en goed met hom op. En hierdie is 'n waterkar. En hierdie is veldvoertuie wat ek glo ingesluit sal wees. Sal dit moet bevestig, maar ek glo dit gaan ingesluit wees. Hierso is die plaasbestuurder se huis. Ag, ek gaan nie nou hier ingaan nie. Dis hierso by die ingang ook van die plaas waar die store en die goeders is, okay. Kry ons hierso is 'n ou skillie. Dis 'n bergskilpad. Hallo skillie. Hallo skillie. Hallo skillie. Ja, hier's 3 kameelperde, hier lê 'n kalf hier in die voorgrond. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Okay, hier is ons nou terug by die hoofherberg en ek is nou aan die voorkant. Daar so is 'n voerplek.
Hier brand ons vuurtjie al te lekker. En is regtig baie mooi hierso. En kom ons stap gou hier deur. Ok, wanneer jy in die hoofkuier area instap van die swembad se kant af, dan is hierso die kroeg, hierso is die eetplek en so aan. Wauw, hier is die sitkamer, dit is mooi groot en indrukwekkend. Afwerking, sement en grasdakke. En dan hierso is weer daai dek waar die swembad daai kant is. Ek sal nou weer daar uitstap. Net verder hier vir julle wys die kombuis. Baie netjies 'n kombuis. En dan die kombuis is ook sementvloere, is ook onder die grasdakke. En dan is hierdie is dan sekerlik die opwasgedeelte. Hierdie gaan seker 'n spens of 'n ding wees. Ja, oké. Ja, so 'n spens. En dan stap jy hier aan die agterkant uit. Daar is die tente en so aan. Ons sal nou weer soontoe stap. Net vinnig weer terugstap hierso vir perspektief. Stap in hierso so deur. En sy. Ok, ons stap gou van die hoofherberg af na die chalet toe, of na party van die chalet toe. Is so 'n paadjie wat lei. En dan kom ons kyk hoe lyk dit hier binne. Toe ook so stoepie as jy by hom kom. En dan sy ingang. Kyk, as jy hier in die tent instap, dan is dit wat jy sien. Die krag is af, ek neem met die selfoon se lig, maar hy neem heel effektief. Afwerking. En kas en so aan. En dan sy eie badkamer, elkeen het sy eie badkamer. Met 'n stort en toilet. Ok. En dit is hoe dit hierso lyk. Paadjies na die chalet toe is so netjies uitgelê met klippies. Baie gerieflik. Dit is wat 'n mens wil hê. Jy wil nie hier in die woud rondval nie. Ek gaan nou nie die ander deurstap nie. Hulle gaan maar dieselfde wees. Die een waarin ek en Elisabeth ingeboek is nie 'n tent nie. Ek sal hom ook afneem. Maar ja, let net op hoe lekker in die bos, in die woud. Hier is ook 'n Tamboti woud. Verskriklik mooi hierso. Ok. So, kom ek gaan wys julle die een waar ek ingeboek is. Hier kom petroleum, kom petroleum. Ok, gaan wys julle die een waar ons ingeboek is. Ok, ek en professor is hier in 'n steengeboude chalet. Kyk, hierdie is 'n harde kool ook wat hier staan. En is lekker so in die bos. Hier is die hoofgebou. Ons gaan nou daar kuier, dis waar die vuur is en so aan. Hier staan die ossewyntjie. Kom ek gaan wys julle hoe lyk dit daar binne.
Ok, nou weer eens met sy paadjie kom jy ingestap, dan het hy nou sy stoepie. Alles baie mooi hoë standaard. As jy instap is dit wat jy sien. Baie netjies 'n bed, tafeltjies en goeders, kas. En ja, baie netjies. Afwerking, sement, grasdak, soos jy kan verwag. En badkamer, pyp van die hoogste standaard. Met sy toilet. Badkamer lyk presies dieselfde as die tente. So hierdie geboude chalet is eintlik net, maar is die grootte ook van 'n tent. Dit is maar basies 'n tent. Alles soos die tente is net toegebou. OK. My metgeselle. En die ossewaantjie. Daar is sy, die vuurtjie is aan die brand, die rooster is op die kolle besig om skoon te brand, en ek het goeie geselskap hier by my. Dit blits die hele tyd so mooi daar in die agtergrond, daar het hy nou. Dit is ek en professor se doen en late vir vanaand. Ek en professor se doen en late vanaand op 'n wildplaas in die Bosveld. Woohoo! Volstruisvleis en blou wildebeestwors.
Daai liedjie van David Kramer. En op die stoep lê 'n slapende brak. Sy is nie 'n brak nie, sy is 'n hondjie. Sy is nie 'n brak nie, sy is 'n hondjie. Uitsa. Ons eie blou wildebees kaaswors. En volstruisvleis, gekookte volstruisvleis, ons aardappeltjies. Lyk baie lekker. Aha. Professor. Tot petroleum drink iets. Kan jy die Afrika naguiltjies hoor? Afrika naguil, African nightjar. Ons gaan chalet toe, ons gaan slaap. Die vuurtjie is uitgebrand. Môre is nog 'n dag. Kyk hier wat sit hier langs ons kamervenster. Dis nou as 'n mens binne in die Bosveld slaap. Dis lekker. Goeiemôre Bosveld. Jy sien, dis wat ek altyd sê van 'n game lodge wat reg ontwikkel is en chalets wat reg ontwikkel is. Jy slaap in die bos. Lekker oggend koffie. Professor is na swempakkie want dit is somerreën in die Bosveld. En weer eens, hierdie lodge is reg gebou. Jy's in die bos, jy's deel van die bos. Dit is hoe 'n lodge gebou moet word. Wat sê jy, petroleum? Sy stem saam. Kind professor eet gou 'n brunch. Ons braaivleisies van gisteraand wat oorgebly het hier in die pragtige Bosveld. Ek wil ook vir julle iets wys wat ek gister nie by uitgekom het nie. Hierso is die herberg nou en dan is hier so 'n walkway na die badkamer toe en laat ek net gou vir julle wys hoe lyk dit daar. Ja, so dis baie gerieflik vir mense wat nou hier by die herberg kuier en as jy geswem het en so, dan kan jy nou hierso stort en hierdie kant is die toilet, die wasbak en 'n toilet en so. So is baie gerieflik. Hierdie herberg is rarig. Alles hierso is goed en reg en mooi. Ek is baie tevrede met wat ek sien hierso. Okay. Paradysvleevanger. Jy moet sien daar. Hy sit stil. Ons is op pad uit. Baie mooi plaas. Hier ry ons nog by 'n laaste tent chalet verby nie. Hierdie is 'n geboude chalet. En ons het 'n tent chalet. Maar ja, ons is op pad uit. Baie aangename verblyf, baie mooi plaas. Daar sy. Ons is op pad uit. Kyk vir petroleum so ewe kordaat by professor. Dis 'n interessante verskynsel waarop ek nou afkom. Dis soos swart vliee of iets wat so koek op 'n plek. Gaan nou probeer nader gaan, as ek seker opvlieg. As ek nou nader gaan, is soos 'n swart vlieg met sulke spikkeltjies. Waarmee is hulle besig? Kyk, ek gaan nou vinnig opjaag en kyk of ek iets sien daar. Ja.
Dis net 'n klip. Ek sien nie eers iets waarmee hulle doenig is, soos kosrigheid of wat. So maar net is iets interessants. Okay, hierso is die swart-wit pense. In die bos is rooibokke ook. Hier staan 'n swart rooibok ram. Stop nou baby, stop. Waar is jy? Stoot bietjie terug, die swart-wit pense ons sal nou kry. Hulle sal nie weghardloop. Net hierdie rooibokke. Okay, stop. Hierso is die swart-wit pense. Bly maar so beweeg tot ek hulle sê vir jou sê as jy moet stop. Dan okay, hierso, stop. Nog so 'n bietjie. Nog 'n bietjie. Stop. Daar's hy. Daar is die bil. Stop. Joe, daar is die trofeebil. Wow. Yes, ek gaan hoor hom. Stop, as hy daar is onder mooi. Ja, dankie. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.